Die Atlantiese slawehandel. Die Atlantiese slawehandel het tussen die 1450s en die 1880s plaasgevind. Meer as 11 miljoen mense is per skip oor die Atlantiese Oseaan vervoer om as slawe op groot plantasies in die Karibiese eilande en in Noord- en Suid-Amerika te werk. Goed, so julle sal onthou, die Europeërs het begin om die wêreld te ontdek. En soos wat hulle die wêreld ontdek het, het hulle plekke gekolonialiseer. Dit beteken hulle het gesê, dis nou ons. Nou, daar word gepraat van die driehoekige slawehandel. So, hier is Europa. En wat dan typies gebeur het, die mense het van Europa gereis, en dan het hulle slawe gekry hier van die Weskus van Afrika. Die slawe is opgelaai op skepe gepak, vervoer na Noord-Amerika en Suid-Amerika. Nadat die slawe gevange geneem is hulle aan mekaar vasgebind en gedwing om te stap na die kus toe, waar die skepe hulle sou kry. Slawe het as handearbeiders op plantasies en ook as skrynwerkers, dis ouens wat met hout goed maak, waarmakers en bediendes gewerk. Nou hierdie foto is waarskynlik iewers in Noord-Amerika. Daar het die slawe veral in die suide op katoenplantasies gewerk. In plekke soos die Karibiese eilande was dit suikerrietplantasies. Hierdie foto wys hoe slawe in 'n slaweskip gepak is. Letterlik soos sardientjies in 'n blikkie. Baie van hulle het nie eers die reis oorleef nie. Wanneer hulle nou onthou, hulle het nou gestap na die kus toe, dan is hulle aangehou in forte. Hierdie is op 'n klein eiland naby Senegal. Die fort bestaan vandag nog en dan is hulle nou hier aangehou tot die skepe hulle kom oplaai het. Daar duisende slawe is op een skip vervoer en die toestande aan boord was onmenslik. Hier is 'n grafiek wat wys hoeveel slawe, nou dit is nie presies nie want ons weet nie regtig nie, alhoewel die handelaars het boek gehou want elke slaaf was geld werd. Jy kan sien, die meeste slawe is van 1701 tot 1800 vervoer van Afrika af. Die slawehandel vorm een deel van die driehoekige handel. Die eerste been van die driehoek bestaan uit die handelaars wat goedere aan Afrikaners verkoop. Op hulle beurt het die handelaars slawe gekoop wat hulle in Noord- en Suid-Amerika verkoop het. Hier het hulle gewasse gekoop, dit is nou goed soos katoen en koring en suikerriet, wat hulle in Europa verkoop het. By elke hoek van die driehoek het die handelaars wins gemaak. Slawe is tydens oorloë gevange geneem. Vuurwapens het die oorlog gewelddadig gemaak. Die slawe is na die kus geneem, waar hulle aan Europese handelaars verkoop is. Hulle is gebrandmerk om te wys aan wie hulle behoort het. Ek weet nie wie van julle al gesien het nie, maar partykeer doen boere dit nog, jy het jou naam is in 'n met metaal uitgebuig uit 'n stuk draad uit, sien maar. En dan sit jy dit, maak jy dit warm in die vuur, dan druk jy dit op die bees se vel. Vir die bees is dit nie seer want dit brand net sy hare dood. Maar om 'n mens te brandmerk is 'n bietjie iets anders. Die meeste slawe het nooit weer hulle land of families gesien nie. Die reis na die Amerikas het ongeveer 2 maande geneem. Die slaweskepe was stampvol en siektes het baie lewens geëis. Slawe is opgevuil en het die eiendom van die eienaar geword. Hulle kultuurlewe was ryk aan stories en musiek en hulle het hierdie stories en musiek na hulle nuwe tuistes toe saamgeneem. In Amerika sing mense vandag nog wat hulle noem Negro spirituals en dis liedere wat die slawe opgemaak het. En dit maats is die transatlantiese slawehandel.